Staan vas. Wees onwrikbaar. Wy jou ten volle toe aan die werk wat God vir jou gegee het. Want julle arbeid in die Here is nie vergeefs nie. En so ons word geroep tot goeie werke, terwyl ons aanhoudend verkondig dat Christus uit die dood uit opgestaan het. Julle kan staan met blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vanaf vers 50 tot vers 58. En ons lees. Dit is wat ek bedoel, broers, dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beerf nie. En die verganklike beerf nie die onverganklike nie. Kyk, ek vertel vir julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word by die laaste basyn. Binne 'n oomblik, 'n oog. 'n Basyn sal weer klink en die dooies sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. Die dood is verslind en oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde lê in die wet. Maar om God die dank wat aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Vader, ek bid dat U hierdie woord sal seën tot ons harte vanmôre. Here, dat dit sal vrug dra. Heilige Gees, dat U dit krag sal gee, dat U dit lewendig sal maak in ons harte. En dat ons sal doen dit wat ons hier leer vanmôre. Here Jesus, en in alles dat U verheerlik sal word. Ja, dat U naam verhoog sal word. U die oorwinnaar in elke stryd. Amen en amen. Daar is 'n populêre gedagte in die besigheidswêreld, maar seker maar in alles in die lewe, wat sê dat partykeer moet jy in die diepkant ingegooi word en jy leer om te swem of jy sink. Dit is so dit is, jy word daar in die diepkant ingegooi en spartel maar tot jy kan. Dat dink my aan 'n film, baie ou film 1953 met John Wayne wat langs 'n seentjie staan wat vis vang. En John Wayne sê vir die seentjie, dis beter om aan die oorkant te gaan vis vang, daar's beter vis daar. En die seentjie sê, maar kan nie oorkant toe gaan nie. Hy vra hoekom nie? Hy sê ek kan nie swem nie. Hy sê wat? Hoe oud is jy? Hy sê 6 hoor. John Wayne gryp hom so en gooi hom net so in die water en die kind begin daar te spartel en die ma kom uitgehardloop en sê red my seun, hy kan nie swem nie. En John Wayne sê net hy moet leer eendag tyd om te swem. Gryp 'n handvol water en maak net seker jy bly bo. En die seentjie swem na die ander kant toe, hy het geleer om te swem. Toe die ma sê hoe moet hy hierdie kant toe kom? Toe sê jy kan hom gaan haal. Toe sê sy maar ek kan nie swem nie. Toe kyk hy so een kyk na haar en toe begin sy te hardloop en toe weet sy wat kom. Ek noem dit want wanneer ons hierdie gedeelte lees, voel dit vir my bietjie asof ons in die diep kant ingegooi word. Met 'n argument wat Paulus dwars in die hoofstuk voer. En ons het nie tyd om deur alles te gaan nie en ek moet probeer om in hierdie diep waters waar ons is oor te dra wat die boodskap is wat Paulus vir ons in hierdie brief gee oor die opstanding en die belangrikheid daarvan. En so ek hoop dat julle nie sink vanmôre nie. Ek hoop dat julle swem as julle iewers voel dat julle nie regkom nie, gryp met 'n handvol water en maak seker jy bly bo. Dis al wat jy hoef te doen. Hou net vas aan dinge. Ons gaan deur dit kom. En as jy iewers my heeltemal verloor langs die pad, onthou die dinge. Jesus het opgestaan. Hy is die oorwinnaar oor die dood. Ons hoef niks te vrees nie, prys die Here. Dis al wat jy hoef uit te vat as jy iewers my gemis het. Want ons spring in 'n baie diep gesprek in wat Paulus het met hierdie Korintiërs. En dit is oor die verganklike. In hierdie stadium op sy brief voer hy die argument teen die mense wat vir hom sê dat daar is nie opstanding uit die dode nie. Hierdie lewe is al wat jy het. En jy moet hierdie lewe soveel geniet as wat jy kan. Dit is die hedonistiese leefwyse van doen soveel as wat jy kan in hierdie lewe, want daar is geen ander lewe wat vir jou wag nie. Jy moet al die genot uit hierdie lewe uitvat wat jy kan.
Ons sien dit in al die generasies, in al die eeue, dit is nie net in ons tyd nie, maar ons ken ons tyd en ons weet, baie jong mense voel net, ek wil die lewe bietjie geniet. Ek sal later 'n besluit maak. En mense het selfs, as jy teruggaan in die kerkgeskiedenis, die keiser Konstantin, wat Christendom soort van half die godsdienst van die regering gemaak het in sy tyd. Ek weet nie of julle die storie ken nie, maar hy het geweier om gedoop te word tot op sy doodsbed. Want hy het geglo dat wanneer jy gedoop word, word jy vergewe van jou sondes, en alles wat jy daarna doen is dan weer sonde, en dan moet jy betaal daarvoor. Dis hoe hy geleer het, dis hoe hy Christendom verstaan het. En hy het gereken, as ek wag tot op die laaste oomblik om gedoop te word, dan het ek nie 'n probleem. So ek kan doen wat ek wil, tot en met daai dag. So die wat nog nie gedoop is nie, moet dit nie uitstel. Maar die mense in die kerk het dieselfde probleem gehad. Hy kritiseer hulle op 'n punt, en hy sê, julle word dronk. Hy het dit gesê in 1 Korintiërs 11 in die nagmaal, julle word dronk. Julle eet julleself vet. Julle doen al hierdie dinge, julle is losbandig. Wat gaan aan met julle? Want hierdie mense voer die argument en sê dat, maar Christus het vir ons sonde gesterf en daarom is ons vergewe en ons hoef vir niks bekommerd te wees nie. Ek kan doen wat ek wil, want ek gaan ons vergewe word en ek hoef nie bekommerd te wees nie, want daar's niks na hierdie lewe nie. Ek hoef nie te wag nie, daar's geen oordeel wat vir my wag nie. Hierdie lewe is al wat ek het. En 'n mens kan dan die vraag vra, maar hoekom het jy dan 'n verlosser nodig as dit jou gedagte is? En weer eens was hulle hele gedagte gekoppel aan, as ek goeie goeders doen, gaan goeie dinge met my gebeur. As ek slegte dinge doen, gaan slegte dinge met my gebeur. Maar as Christus klaar vir my gesterf het, dan kan ek nog steeds doen wat ek wil, en goeie dinge gaan nog steeds met my gebeur. Dis die argument wat hulle voer. En dit klink soos vandag. Geniet jou lewe, jong mens. Doen wat jy wil. Eet en drink, want môre sterf jy. En dit is die argument wat hier aangaan. Hulle het besluit dat ons is klaar verganklik, en hoekom moet ons bekommerd wees oor die onverganklike as daar nie 'n opstanding uit die dode is nie. Ons sien dit in dinge waar selfs Christene hierdie woorde gebruik en 'n soort van dink dat ons kan, daar's genade vir alles. Ons kan net wegdoen met bekommernis oor sonde. Ons hoef nie bekommerd te wees dat ons sondaars is. Soveel so dat jy bekende Christene het, wat iets simpel sal sê, en dit vat baie vir my om te sê dat iemand iets simpel sê, maar dit is simpel. 'n bekende vrou van 'n pastoor het op 'n tyd gesê, ek dink nie God wou hê ek moet ongelukkig in my huwelik wees nie. En daarom het hy vir my 'n ander man gestuur. Waar in jou lewe, vrou, dink jy dit is van God af? Want die Here wil nie ek moet ongelukkig wees nie. Asof dit die enigste rede is hoekom Jesus gesterf het, sodat jy gelukkig kan wees. Sodat jy gemaklik kan wees, sodat jy 'n bietjie vreugde in jou lewe kan hê. Ek soek geen moeilike ding nie, as my huwelik moeilik raak, gaan soek iemand anders, die Here gaan dit vir my gee. Dis 'n gevaarlike grond waarop ons staan, wanneer ons begin dink dat ek kan doen wat ek wil, want daar is geen oordeel wat wag. Paulus sê in daai argument, hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 19 vroeër in die brief, hy sê, indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Daar is niks meer bejammerenswaardig as dit, dat ons net in Christus hoop in hierdie lewe. As ons hele hoop is dat ek het nou Jesus aangeneem en my lewe moet nou gemaklik wees en vrede wees en alles moet net goed gaan met my, want ek is nou in Christus die oorwinnaar oor alles. Daardie bekende vers uit Filippense, dat in alles is ek oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. So hierdie lewe moet net fantasties wees. Ek moet altyd 'n goeie werk hê. Ek moet altyd, alles moet goed gaan. Ek moet nooit siek wees nie. Ek is 'n oorwinnaar. Dan sê Paulus, jy is so bejammerwaardig. Ek kan nie eens vir jou, ek voel so jammer vir jou, as dit jou hoop is. Hy sê nee, ons hoop is nie in die lewe nie. Ons hoop is in die lewe wat kom. Sien, hierdie mense het gekyk na Christus se dood en gesê ons sonde is betaal aan die kruis. En nou moet ek lewe en die lewe geniet. En daar's niks verder, niks wag vir my nie.
Niks kom na dit nie. En so op dit sê Paulus in ons teks vanoggend. Vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerf nie. Die verganklike beerf nie die onverganklike nie. Dit is onmoontlik vir vlees en bloed om enigstens in die heiligheid van God te staan. Daardie verganklikheid is duidelik in die wêreld rondom ons. Die normale toestand van enigiets in die wêreld is dat dit vergaan. Jy kan nie verby dit kyk nie, dit is selfs 'n wetenskaplike wet. Alles gaan na wanorde toe, hierdie heelal is op pad na wanorde toe, alles is besig om dood te gaan. En dit is tog die oorvloek wat op die mense is. Genesis 3. En so van die aangesig sal jy brood verdien. Na stof sal jy terugkeer, want van stof af het jy gekom. Ons almal is op pad na stof en as toe. Ons almal is besig om te sterf. Ons is almal besig om te vergaan. Meeste van ons is oud, ons weet hoe voel dit. Die skouers is seerder, die knie is seerder, jy kan nie meer doen wat jy gedoen het nie. Gister het jy nog skoene opgetel sonder 'n probleem, vandag het jy jou rug en rek toe jy skoene optel. Skielik is daar pyn wat van nêrens afkom nie, jy is besig om te vergaan, jy weet dit. Die hart klop nie meer soos wat hy moes nie, die longe haal nie meer asem soos wat hy moet nie. Ons word elke dag gekonfronteer met die dood en dinge wat rondom ons doodgaan. Ja, alles is besig om te vergaan, selfs die skepping. Paulus sê in Romeine 8 vers 20, hy sê die skepping is onderhewig aan 'n sinlose bestaan, nie uit sy eie keuse uit nie, maar omrede God dit gedoen het. God het die skepping onderwerp aan sinloosheid en die skepping hoop om vrygemaak te word van die verslawing van verganklikheid. Dit is interessant dat hy daardie woord gebruik, verslawing van verganklikheid. Maar God het dit gedoen met die oog op die heerlike vryheid. Verslawing van verganklikheid. Nie net is ons verganklik in die feit dat ons besig is om te sterf nie. Ons dryf ons eie verganklikheid vinniger met dit wat ons dink vir ons nou genot gee. Daarom is daar mense wat dwelms gebruik, drank drink, rook, allerlei dinge doen. Want dit is 'n bietjie vreugde en 'n bietjie plesier wat nou vir my bietjie genot gee. Maar op die einde van die dag is ek besig om my verganklikheid te verraas. Dieselfde geld vir iemand wat 3 cheeseburgers op 'n dag eet. Ongesonde eetgewoontes. Ongesonde slaapgewoontes. Ons werk onsself dood. Gaan laat bed en staan vroeg op. Ons is besig om ons eie verganklikheid. Ons is verslaaf aan ons verganklikheid. Ons is verslaaf daaraan om vinnig dood te gaan. Ons besef dit nie altyd nie. Maar ons gryp aanhoudend na iets om net bietjie meer lewe vir ons te gee. So ons drink ons pille op die regte tyd. Ons gaan dokter toe wanneer ons bietjie siek voel. Ons gaan loop en drink baie water, Chris. En so hoop ons om die dood net nog een dag weg te. En dit is amper asof ons aan die een kant so vinnig as moontlik daar wil uitkom en aan die ander kant so lank as moontlik hier bly. Ons is in daardie spanning. Maar dood gaan ons dood. Sterf gaan ons sterf. Dit is iets waarmee ons gekonfronteer word en waarvan ons nie ontslae kan word nie. Alles is ewig onderwerp aan die dood. En die dood is ons groot vyand. Ons gaan vergaan. So wat is ons hoop? In Hebreërs 2 vers 14 skryf die skrywer die volgende. Hy sê aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het hy ook aan dieselfde dinge deel gekry, dit is Christus. Sodat hy deur sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak. En sodat hy hulle wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry. Ons, wat vlees en bloed is, kan nie die onverganklikheid beerf. Ons weet ons gaan sterf. En dit maak ons bang.
Dit behoort ons bang te maak in 'n sekere sin. As jy nie gered is nie, behoort dit jou baie bang te maak. Maar ons almal vrees die dood op een of ander wyse. Daar is bitter meer mense wat op hulle doodsbed lê en sê, ek is reg vir alles. Hulle mag dit ook sê vir die troos vir die mense rondom hulle, maar binne in hulle, soos maar wat kom hierna? Daar's onsekerheid, ons weet nie. Word ek niks? Word ek stof? Wat wag vir ons? En dit is daardie vrees wat ons baie keer beetmaak. En die skrywer van Hebreërs sê dat ons is kragteloos as gevolg van daardie vrees. Ons is slawe van daardie vrees. Want alles vir ons gaan oor oorlewing. Ons grootste bekommernis elke dag is, wat eet ons? Nou, almal is nie ewe bekommerd oor wat hulle eet nie, maar ons almal weet, as ek nie eet nie, gaan ek sterf. En party het baie om te eet, en party het min om te eet, maar ons moet eet, ons moet water drink, ons is basiese dinge wat ons elke dag moet doen, anders te sterf ons. Behalwe vir die gesondheid en al die ander dinge, besef ons die feit dat ons moet iets doen om nie te sterf nie. En ons is dan slawe van daardie vrees. Daardie vrees gryp ons vas. En ons almal weet, of ons dit erken van onsself of nie, en ek praat nou nie van Christus nie, ek praat van die mens, weet, dat hierdie die einde is van ons bestaan. En daar is geen hoop. So kom ek kyk hoe ver ek kan gaan. Kom ek bly stil wanneer ek moet stil bly om myself te spaar. As ek moet oorleef, sal ek doen wat ek moet doen. Ek sal my morele opgee as ek moet. Ek sal kompromie aangaan by my werk as ek moet. Al die dinge wat ek moet doen, want ek wil tog asseblief net nie vinnig doodgaan nie. En daarom het Jesus gelyk gestadig word aan ons, deur ons vlees en bloed aan te neem, sodat ons deur hom hoop kan hê. En dit is die oorwinning wat behaal word. Ons moet verstaan wat ons vrees is, sodat ons weet hoekom daar 'n oorwinning is. As ons almal net sou sterf, en daar gebeur niks met ons na die tyd, wat is die punt om enigstens hier te wees volgende? Dan kon ek gaan eet en drink en my lewe geniet het. Ek geniet nog steeds om by julle te wees. Dis nie dat ek nie geniet om hier te wees nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Daar is sommige wat selfs glo dat, moenie worry nie, almal van ons gaan hemel toe. Jy sien dit in die films en alles, almal gaan hemel. Maar as ek weer gelewe het, jy gaan hemel toe. As iemand gesterf het, jy is in 'n beter plek. Is nie so seker nie. Party van ons weet ons is nie in 'n beter plek nie. Maar almal het hierdie gedagte dat of ek word niks, of ek gaan na die groot plaas in die hemel toe. Met die groen weivelde, waar alles net mooi is en goed is en ek het niks om mee te vrees. En tog is daar eksklusiewe punt wat gemaak word. Dit is nie dat ek sterf en hemel toe gaan. Die woord is uitdruklik oor een ding baie duidelik. Dit is vir die mens gegee om een keer te leef en dan kom die oordeel. Dis wat in die Hebreërs staan. Die mens leef een keer en dan kom die oordeel. Ons moet eers met die oordeel te doen kry, voordat ons kan wonder, is ek in 'n beter plek of is ek niks? Of is ek waar ook al? Ons moet weet, daar is 'n oordeel aan die einde van die lewe wat jy gegee is. Dit is die groot vrees wat ons behoort te hê. En baie mense sal sê, nee, maar ek vrees nie, ek gaan niks word nie. Jy gaan jou oë oopmaak aan daardie kant en voor die troon staan en die Here gaan oordeel. Paulus in sy groot preek in Athene, in die markplein, hy word deur die mense gevra om asseblief tog met hulle te praat oor hierdie nuwe Jesus, hierdie nuwe godsdienst wat hy verkondig. Wat is dit wat jy vir ons wil leer? Vra hulle vir Paulus. En Paulus sê, ek sien dat julle is baie godsdienstig, ek sien al die gode wat hier rondom julle is,
Maar julle is so bekommerd oor julle ewigheidstoestand, dat julle offers bring aan 'n onbekende God. Julle weet nie wie hy is nie, maar julle is so bekommerd dat julle iemand uitgelos het in julle hele duisende gode wat hier is. Dat julle aan die onbekende God offer, sodat as hy na julle toe kom en sê, waar is my stukkie brood en my stukkie geld, dan kan hulle sê daar. Sorry, ons het nie geweet wat jou naam is. Paulus sê, julle doen al hierdie dinge, maar dit help julle nie. Hy gaan verder in Handelinge 17 en hy sê, in die tye en in die verlede het God dit oorgesien, julle onwetendheid, hy het dit oorgesien. Maar nou op hierdie dag, in hierdie laaste dag, roep hy almal tot bekering. Almal, elke mens. En as bewys daarvan, het hy Christus uit die dood uit opgewek. Want hy is die regter. En so Paulus maak dit duidelik, ja, elke mens gaan sterf. Elke mens is onderhewig aan verganklikheid en elke mens gaan sterf en voor die oordeel staan. En daar is waar die oorwinning van Christus oor die graf is. Dit is die hoop wat ons dan het. Want hy sê in ons teks vanmôre in vers 52 tot 53, hy sê, 'n bassein sal weer klink, en die dooies sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word, want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid. Daar is 'n dag wat wag, vir hulle wat in Christus hulle hoop stel. Wanneer die laaste bassein blaas, op daardie dag wanneer hy terugkom op die wolke, hulle wat afgesterf het, hulle wat al klaar dood is op daardie oomblik, sal opgewek word in onverganklikheid. En ons wat nog lewe op daardie dag, sal verander word. Hulle gaan nie beter as ons wees nie, en ons gaan nie beter as hulle wees nie. Beide die lewendes en die dooies gaan opstaan voor hom en gaan bekleed word in onverganklikheid. En elkeen, klein en groot, gaan voor die troon van God staan. En hy gaan die boeke oopmaak op daardie dag. En hy gaan die rede gee oor hoekom jy moes sterf. En dan gaan hy net een vraag vra en hy gaan sê, maar het jy die naam van die Lam op jou voorkop? Met ander woorde, behoort jy aan Jesus. En almal wie se name nie opgeskryf is in daardie boek nie, word saam met die dood en die doderyk in die vuur gegooi. Dis die uiteinde van almal. Sien in baie advertensieveldtogte en in die politiek en al daai dinge. Ek weet nie of ek al voorheen vir julle genoem het nie. Maar daar is regtig die een dinamiek wat 'n mens kan gebruik om enige iemand te beheer. En dit is die vrees en hoop dinamiek. Wat ek daardeur bedoel is, dat as ek jou kan bang maak oor iets, en dan vir jou die hoop gee, kan ek jou beheer. En jy sien dit in die advertensieveldtogte, ek sal 'n voorbeeld gee. As jy nie ons mondspoelmiddel gebruik nie, dan gaan jy gingivitis kry, jou tandevleis gaan bloei, en dit gaan vrot word en jou asem gaan stink. Maar jy moet ons gebruik, want ons is die beste. So ek gee jou eers die vrees van, jou tande gaan bloei. Sonder ons mondspoelmiddel is dit onmoontlik vir jou om weg te kom van daardie gevaar wat vir jou wag. Jou asem gaan stink en mense gaan nie met jou wil praat nie. Maar gebruik ons produk en alles is goed. Vrees en hoop. Is jy bekommerd oor jou arthritis? Al die advertensies op RSG? Wat is daai ding wat hulle nou deesdae verkoop aan almal? Begin met 'n P, kan nou nie so dan, kry jy so baie. As jy arthritis het, drink net hierdie ander ding, Orean vir kruiwater verkoop. Hulle het die beste nuusleser gekry in Suid-Afrika om te verkoop. Maar almal is bang vir arthritis op jou ou dag. Gebruik ons ding en dit perikos, nie? Ja, of iets aan daai. En gebruik hierdie ding en dan gaan jy arthritis kry. Jy is bang vir hierdie dinge, vat hierdie ding in steede van dit. Politici, as jy nie vir ons party stem nie, dan gaan die hele wêreld vergaan. Binne 2 jaar gaan alles ondergaan. Binne 2 jaar gaan almal in tronke gegooi word en die wêreld gaan ondergaan. Die hele ekonomie gaan in mekaar instort. Stem vir ons en dit gaan nie gebeur nie.
En elke liewe keer is dit net liegstories. Want ons gee vir jou 'n gevaar, ons maak dit groter as wat dit is, en ons maak 'n belofte en ons gee vir jou 'n bietjie hoop en sê, maar as jy hierdie een ding doen, dan sal dit goed gaan met jou. Sê huis toe gaan kyk nie deur die week na die ding wat jy snoteer. Binne die politiek, binne die advertensie, as meeste van die tye, element van vrees, element van hoop. Reg? Die meeste ons maak 99% tieme dood. Gaan kyk na vrees, hoop. En dit is amper dieselfde wat ons sien in hierdie gedeelte, want daar is 'n vrees. Die vrees is die oordeel. Die verskil is, die hoop is verseker. Waar die ander advertensies en alle politici lieg, het ons die getroue, waaragtige ridder op die wit perd. Ons het Jesus wat nie net gesê het, as julle in my glo sal julle nie sterf. Want ons gaan dink aan die disippels, kyk na die evangelies, kyk na Johannes, kyk na al die evangelies. Jesus sê vir hulle, as julle in my sterf, al sterf julle sal julle lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Nie een van julle sal verlore gaan nie een van julle sal sterf nie. En toe word hy gekruisig, en al die disippels hardloop in vrees, want was hy ook net soos een van die politici wat nie kon antwoord gee op dit. Die oordeel is nog steeds op ons. Paulus sê, as daar nie opstanding is nie, dan is ons nog dood in ons sonde, want dan het hy nie gesterf in ons sondes nie. Maar daar was 'n sondag, 3 dae later, en daar was 'n leeg graf. En hy het gewys, nie net beloof hy die opstanding nie, hy is die opstanding. En so ons hoop is verseker in dit, dat Christus opgestaan het uit die dode. En hy het oor die dood geoorwin. Daarom gaan die teks verder en hy sê, dood, waar is jou angel? Waar is dit? Die dood het nie meer oormag oor Christus en hulle wat aan Christus behoort nie. Paulus verduidelik dit, wat bedoel hy met dood, waar is jou angel? Hy sê die angel van die dood is die sonde. Dis die angel van die dood. Dit is die wapen waarmee jy gedood word. Die sonde. Sonde in jou eie lewe. Die sondige bestaan waaraan ons onderhewig is. En die angel daarvan, die gevare van die vrees van dit is, het ek goed genoeg gedoen om hemel toe te gaan of nie? Maar soos wat ek sê, jy leef een keer, en dan is dit die oordeel. En so die vraag, en die groot vraag is, het ek reg gelewe? Want Paulus sê daar, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. En so skielik het ek die wet hier so langs my, en die wet sê, jy mag nie moord nie. Ok, cool, ek het dit nie gedoen nie. Jy mag nie steel nie, miskien 'n chocolate een of 2 keer in die maand. Jy mag nie dit doen nie, jy mag nie lieg nie. Daar skielik besef ek, maar hoeveel leuns het ek vertel in my tyd? Jy mag nie begeer nie. Nou raak 'n bietjie rof. Ons het gekyk daar in Matteus 5. Al die ander dinge, jy mag nie haat nie. En skielik is dit, ek kan nie, daar's nie 'n manier wat ek voor 'n heilige God kan staan met hierdie sonde in my nie. En so ek vrees die dood, want hopelik het ek goed genoeg gedoen om die skaal te balanseer in my guns. En dis hoekom Paulus sê, daardie angel, daardie sonde, daardie ding is weggeneem. Want Christus het opgestaan. In Romeine 4 sê hy dit so mooi, hy sê, hy is oorgelewer vir ons sondes en opgewek vir ons regverdigmaking. Dis die groot oorwinning oor die dood. Gaan ons sterf? Ja, maar ons gaan nie die tweede dood sterf. Dis sê ons Openbaring. Want almal wat in Christus is, staan regverdig voor God. Nie oor ons eie geregtigheid nie, maar oor sy geregtigheid en sy gehoorsaamheid. En so ons dink baie keer dat ons moet dinge doen om te probeer om net genoeg goed te doen om die skaal te balanseer.
En die uiteinde van dit is, broer en suster, ons kan nie. Ons is nie by magte om dit te gedoen het nie. Geen een is heilig nie, almal sondig. Almal is ongeregtig. Maar nou het Christus opgestaan. En hy is die regverdigmaking van ons hart. Hierdie opstanding is die bewys dat hy oorwin het oor die sonde. En ek dink dat die kerk in Korinthe het dit oorspronklik so verstaan. En toe gaan iets leliks verkeerd met daardie gedagte. Want toe begin hulle dink, maar as ek dan vergewe is, en as ek niks goeds gaan doen nie, hoekom doen ek dan goed? Hoekom spandeer ek al my tyd om goeie dinge te doen? Hoekom lewe ek nie vir myself nie? En vir my eie plesier nie? Daarom sê Paulus aan die einde van hierdie teks vanmôre. Hy sê daarom, as gevolg van al die dinge, wetende dat ons die oorwinning oor die dood behaal het deur sy opstanding, wetende dat ons gesterf het in hom en nou saam met hom opgestaan het, sê hy dan, daarom my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here toe, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Dit is belangrik dat ons daai laaste stuk van Paulus lees. Want party mense kom tot op die punt waar hulle sê, ek het nie goeie werke nodig nie, want goeie werke kry my nie in die hemel nie. Dankie tog, ek hoef niks te doen nie. Ek hoef net vir myself te lewe en al my goeie werke wat ek sou gedoen het is te vergeefs. Paulus sê, nee, ons is gered. En ons hoef nie meer bekommerd te wees om dinge te doen vir sonde nie. Ons is nie 'n slawe van die vrees nie. Want dit is wat in die vorige wet was. Ek moes die regte offers gebring het, ek moes almoses gebring het, ek moes op die regte tye kerk toe gegaan het, ek moes al hierdie dinge reg gedoen het om my sonde te balanseer. Nou sê Paulus, jy het al die vryheid in Christus om al jou energie te spandeer, nie op hierdie dooie werke nie, maar om dit te doen wat God wil hê jy moet doen op aarde en dit in vryheid te doen. Nie vir jou eie bevrediging nie, maar vir sy heerlikheid. Nie vir jou eie genot nie, maar vir sy goedheid. Want dit is nie meer ek wat leef nie, maar Christus in my. En as dit nie my geloof is nie, as dit nie die fondasie is waarop my geloof gebaseer is nie, dan is al my werke te vergeefs. Dan beteken die almoses niks nie. Dan beteken die offers niks nie. En partykeer voel dit in hierdie wêreld rondom ons wat so hedonisties is, so losbandig is, so vuil is, dat dit miskien makliker is om net in te gee en net te doen wat hulle wil hê ons moet doen. Dan oorleef ons bietjie langer. As ons saamstem met die regering se beleid oor sekere dinge, dan kan die kerk vir nog 'n jaar oop. Solank ons die regte dokumente teken en sê ons is onderdanig aan die staat se besluit om hoe sekere dinge moet gaan, dan kan ons aangaan met ons diens. Nee, ons hoef niks te vrees nie. Ons hoef nie bang te wees vir wat die wêreld gaan doen nie, want hulle kan net ons vlees aanraak en ons vlees doodmaak. Maar ons het nie meer vrees nie. Ons behoort nie meer vrees te hê. Ons behoort nie bang te wees vir wat die wêreld aan ons kan doen nie. Maar meer as dit, partykeer voel ons magteloos. Ek weet nie of julle dit partykeer voel nie. Dit is, wat help dit dat ek hierdie een persoon help? Dit verander tog niks. Het julle al so gevoel? Ek doen goeie dinge, maar dit voel asof ek in 'n donderstorm is en probeer om my stem te laat hoor. Weet as jy mos daar op die strand staan en jy praat met iemand langs jou, dan kan jy nie hoor en die see druistig nie. En jy amper skree, as jy daar van die strand af gaan, dan voel dit asof jy heeltyd geskree, jou stem is al hees van die skree, maar jy weet iemand langs jou gepraat. En so voel dit partykeer in die wêreld, met al die dinge wat rondom ons aangaan, is ons stem nog enigstens waardig? Is daar waarde in
hierdie klein gemeentetjie hierso? Is wat ek doen hier enigstens van ewigheidswaarde? Word ek baie keer moeg om vir julle te preek? Ja. Is daar baie sonde wat ek voel, ag, Here kom asseblief tog gou sodat ek nie hier te wees vandag. Skok ek nou die mense. Here dink baie keer die pastore farm all cylinders all the time. Dis nie waar. Ons word moeg. Ons word moeg. En baie keer voel ek te vergeefs. Hoeveel keer moet ek dieselfde boodskap bring voordat jy luister? Maar Paulus gee ons hier hoop in Christus. Staan vas. Wees onwrikbaar. Wy jou ten volle toe aan die werk wat God vir jou gegee het. Want julle arbeid in die Here is nie vergeefs nie. Julle arbeid is nie vergeefs nie. En so ons word geroep tot goeie werke. Terwyl ons aanhoudend verkondig dat Christus uit die dood uit opgestaan het. Daarom doen ons goed. Nie omrede ons die sonde wil uitbalanseer nie. Hy het die prys ten volle betaal aan die kruis. En as bewys van daardie oorwinning het hy opgestaan uit die dode uit, sodat ons saam met hom kan leef, en nie meer vir onsself en ons selfsugtige begeertes nie, maar vir hom. Sodat ons liggame volgens Romeine 12 kan gee as lewende offers, welgevallig aan hom. Dit is ons rasionale godsdienst, dit is ons redelike diens aan die Here. En so oorwin Christus die dood in elke hart wat aan hom behoort. Ek het altyd daai vraag gevra, maar wanneer word die dood oorwin as ons almal nog doodgaan? Elke hart wat aan Christus vasklou, oorwin die dood. En hy is besig om die dood te oorwin, en hy gaan die dood finaal oorwin, aan die einde van alles. Maar elke hart wat na hom toe keer, oorwin die dood. En die dood het minder mag. En van dit getuig ons elke keer wanneer ons die tafel gebruik. Alhoewel in die formule wat Paulus ons gee in 1 Korintiërs in dieselfde brief, praat hy nie direk van die opstanding nie, verstaan ons dat dit deel is van die evangelie. Want hy sê dat solank as wat ons dit gebruik, so gereeld soos wat ons hierdie brood en hierdie wyn drink, verkondig ons sy dood, totdat hy terugkom. Hy spring oor die opstanding. Ons verkondig sy dood, tot wanneer? Totdat hy terugkom. Beteken dat hy nie praat van die opstanding nie? Ons kan sien, net 3 hoofstukke verder, absoluut praat hy van die opstanding. Die dood is waardeur ons vergewe is, die opstanding is 'n bewys daarvan. En so wanneer ons die nagmaal gebruik, wanneer ons die brood neem en die wyn drink, dan verkondig ons sy dood en sy opstanding en sy aanhoudende oorwinning in elke generasie, totdat hy terugkom. Vir 2000 jaar lang gebruik Christene die nagmaal as verkondiging van Christus se oorwinning, soos wat ons elke Sondag gebruik. So Vader, ek bid, U seën oor hierdie tafel vanmôre, Here, terwyl ons harte voorberei. Here, dat ons die oorwinning sal sê wat ons het in Christus se opstanding. Here, dat ons vanmôre mekaar sal herinner aan hierdie waarheid. Dat U gesterf het vir ons sondes, dat U begrawe is en op die 3de dag dat U opgestaan het. En nou weet ons, Here, dat ons nie meer dood is van ons sonde, maar ons is vrygemaak in die lewe. Here, seën hierdie tafel gedek vir ons vanmôre. Kyk na die land, sien die seën van God, die Redder aan die kruis. Sien sy dode kruis, spykers deur sy hand. Hy is Vader, kyk na die land.
Here, as ons dan niks in hierdie wêreld hoef te vrees nie, Here, laat ons standvastig in U staan, onwrikbaar. En mag ons U heiligheid, Jesus, vanmôre in ons hart. En waar ons gaan, Here God, mag ons die lig van U verlossing deel met almal wat ons sien. Here, mag ons U oorwinning verkondig, Here, elke oomblik wat ons kan. En vir hierdie wêreld wys dat ons Jesus het opgestaan uit die dood. En hy regeer vir ons. En
En die dood het geen meer mag oor hom en oor hulle wat in hom is nie. Lei ons dan die Gees in Jesus naam.